Daar sê goeiemôre liewe vriende en baie hartlik welkom. Ek is so bly dat jy weer opgedaag het. Ek sê vir Rita, ek het nou geen idee met my verwagting vandag oor ons nou 10 of 12 wees of diep in die 3 wees, maar dank die Here jy het teruggekom. So van my en Rita en François het van ons span gesê baie voorspoedige en 'n geseënde nuwe jaar en ek is so opgewonde om saam met u te kuier. Ek het met 'n klomp mense gepraat en daar's 'n hele klompie wat vir my sê 2025 was vir hulle 'n goeie jaar. Enige iemand? Daar's 2 hande wat opgegaan het. Ek het met ander mense gepraat wat sê hulle is verskriklik bly dat 2025 nou klaar is. Hy kon nie vinnig genoeg klaar wees. Hulle is nou bly hy's agter die rug. Nou ek weet nou nie watter een van die 2 was jy nou, die een wat nou bly was, dit was vir jou 'n goeie jaar, en dalk is jy die ander persoon wat sê, jy's baie bly dat 2025 verby is. Maar nou wil ek jou vanoggend vra, en miskien het jy dit al vir jouself gevra, is jy gereed vir 2026? Jy het ook nou nie veel van 'n keuse nie. Maar ek wil dit eintlik nog so 'n bietjie rek. Is jy gereed, en François het daaroor gepraat, is jy gereed vir die beste jaar van jou lewe? Hoekom dan nou nie? Hoekom dan nou nie? Is jy gereed daarvoor? Myne het sommer so ek is nou die oupa wat praat, myne het so een baie spesiale oomblik gehad, net die afgelope week. Emma, een van ons kleinkinders, ons het baie. Een van ons kleinkinders slaap daar by ons oor, en soos dit nou uitwerk, slaap sy op die bank net langs ons bed, so sy's die naaste aan oupa. En sy word wakker, en sy slaap pragtig deur, geen probleme nie. Hier in die oggend word sy wakker, en sy sê, oupa, en ek kom nader, en sy sê, Jesus. Ek sê, Emma? Sy sê, Jesus. En sy vat aan haar kop, sy sê, Jesus het my gesond gemaak. Nou weet nou 'n meer spesiale oggend, toe ek het vir die kinders oor vertel, toe kon ek nie. Ek het soos 'n babatjie gehuil. Sy word wakker, Jesus het my gesond gemaak. Nou ja, my jaar het goed begin. Ek dank en ek eer die Here. Ek is sommer opgewonde oor die eerste boodskap van vandag, en vandag se woord kom letterlik met 'n waarborg. Nou goed, wag. Elke Sondag kom met 'n waarborg, want ons het die woord van God en die woord is lewend en die woord het onder ons kom woon, so elke Sondag kom met 'n waarborg. Maar vandag se woord is spesiaal. As jy gaan doen wat jy vandag hoor, wat die woord wat God vir jou sê, dan kan dit jou voorberei. Dit kan letterlik jou voorberei vir die beste jaar van jou lewe, 2026. Ek weet nie of julle dit al gehoor het nie, maar vir een of ander rede is jaartal beruiming is dit nogal aan die orde van die dag. Nou, veral nou, jy doen dit goed in Engels. Mense hou daarvan om rympies te maak, en dan word dit eintlik soort van 'n profetiese woord wat ons almal glo. Jy al daarvan gehoor, kan ek jou net gou 'n bietjie op die bladsy bring. So kom ons gaan so 'n paar jaar terug. 22 was the year just for you. And on 23 was the year to be free. Onthou julle, né? And 24 was the year of more. Now, 25 was the year to come alive and thrive. Hoe dit vir jou uitgewerk? En nou sê die mense wat die beruiming doen, is ook maar net weer nou Engels, né? Hulle sê 26 is the year to be, it's the year to fix and flourish. 26, the year to fix and flourish. Ek het in my eie lesenaar gaan ek toe nou vorentoe en ek sê 27 is when we all go to heaven. Maar nee. Ja, dit sal great wees. 2026, the year to fix and flourish. Nou die goeie nuus van vandag se woord 2026, the year to fix and flourish, is wat ek gaan deel is regtig, jy moet my gehoor, dis regtig bereikbaar vir elkeen, van klein Liebe, ek dink sy is die jongste lidmaat hier in die kerk, tot daar heel agter by oom Jan. Nee, oom Steven is, ek dink oom Steven is dalk die mees senior. Dis bereikbaar, dis baie eenvoudig, en enige persoon wat vandag se woord hoor, wat die beste jaar van jou lewe ooit wil hê, kan dit doen wat jy gaan hoor. Die slegte nuus is, dis dalk so eenvoudig, dat jy jouself maklik kan oortuig, dat dit nie regtig so groot verskil in jou lewe gaan maak, of jy nou hierdie gaan doen, of nie doen nie. So luister nou maar mooi en laat jou hart en die gees saam jou in jou
vir jou voorberei. So ek is opgewonde oor die woord. Ek weet jy's gereed om die woord te hoor, maar ek is bekommerd oor die ou aan jou linkerkant. Het jy gesien, hy is nie so lekker nie. Nee, dit is, nee, hulle lyk almal van my. Ek wil eers, nou het almal links gekyk. Dis reg. Ek wil eers so 'n bietjie van 'n fondasie vir u neersit. Ek glo in my hart, jy kan jou eie geloof daaroor hê, maar hoe 'n mens iets begin, is vir my baie belangrik. Enige manier, hoe jy 'n dag begin. Ek kan nie die dag sonder Jesus begin. Ek wil hom nie op 'n ander manier begin nie. As ek my dag begin, is dit saam met Christus. Dit beteken net vir my iets. Maar alles hoe dit begin bepaal hoeveel aandag dit van jou vat en wat dit vir jou beteken. As jy nou daar deur Netflix scroll, en ek weet julle doen dit nie almal nie, want julle is heeltyd besig met Bybelstudie, maar as jy nou so deur hom scroll, as daai movie verkeerd begin, wat doen jy? Jy sit hom af en jy gaan die volgende een. Hy moet goed begin. En nou dieselfde geld vir my, en daarom is daar soveel spanning. As hierdie preek nie goed begin nie, dan sal daai gedagtetjie sommer vinnig verder gaan. Sal weer vandag 31 grade, ons moet see toe, kom ons gaan sommer daar na Blouberg toe. Ok, kan ek jou net gou terugbring, ons is nou hierso. Hoe jy daardie gesprek met jou man of vrou begin, watter gesprek dit nou ook al is baie belangrik. Hoe jy dit begin, hoe jy jou jaar begin is belangrik. En ons is nou nog in die begin. Die begin was nou nie net 1 Januarie. Ons is nou nog in die begin. Ek hou van God se begin. God se begin is my so great, is my so groot. En as ek nou God se begin sou soek, dan gaan ek nou na die woord toe en ek gaan na Genesis 1 vers 1 en dan begin die woord, hy sê, in die begin het God. In die begin, God. Alles het daar begin. En God het alles laat begin. In die begin het God die hemel en die aarde geskaap. En dan, as jy dit gaan lees, die aarde was woest en leeg, en die gees van God het oor die aarde gesweef, en dan in my eie woorde, en God het gesê, laat daar orde wees. En hy het begin met sy orde, en hy lig en alles so deurgewerk. En daar's niks soos die begin van 'n nuwe jaar, wat my en jou weer herinner in ons eie lewe, dat daar maar areas is, waar daar regtig vinnig 'n bietjie moet orde kom. Ek kan nou enige iets hier noem, dan gaan jy dink, ja, jy's waarskynlik reg, Hugo, ons kort 'n bietjie orde. Dalk na hierdie vakansie is jy heeltemal oortuig, jy en jou familie en 'n paar familielede kort 'n bietjie orde in hulle lewe. Of dalk het jy agtergekom, soos dat die jaar nou begin, as ek nie nou orde in hierdie garage van my kry nie, gaan dit ook nooit regkom nie, maar hierdie jaar is die jaar dat ek die garage regpak. Jy het dit laas jaar ook gesê. Of hierdie jaar is die jaar wat daar gaan nou 'n bietjie orde in my finansies kom, alles gaan nou uit. Ek hou van God se begin. In die begin het God. En hy het gesê, kom ons dit orde. Dit gaan jou help. As daar 'n ritme is, as daar 'n orde is, as daar 'n manier is van, ek is nou hier, maar weet jy wat, ek gaan elke Sondag kom, want ek wil die woord hoor. Ek wil saam met my geloofsfamilie wees. Ek kry orde in my lewe, en dit gaan jou beslis help. Maar ek gaan nie vandag daaroor praat nie. Ek gaan nie oor God se begin praat nie. En as jy dit nie saam met God begin nie, dan wil ek vir jou sê, begin oor. Want as jy dit saam met God begin, as hy sentraal alles in jou lewe is, kan dit eintlik maar net met jou goed gaan. Hy is die hoogste prioriteit van ons lewe. Maar hier is my afskop nuwejaarsgedagte, die goeie of die groot eenvoudige wenresep vir die beste jaar van jou lewe ooit. Is jy gereed vir hom? Party gaan dalk nou 'n bietjie teleurgestel wees, maar ons gaan net woord toe. Hier kom hy. As jy die beste jaar van jou lewe wil hê, maak dit jou daaglikse doelwit om iemand te dien. Hy moet nou gou so 'n bietjie insink, hou hom net daar. As jy die beste jaar van jou lewe wil hê, maak dit jou daaglikse doelwit om iemand te dien. Ek gaan nou mooi vir u hieroor preek en ek gaan mooi vir u hieroor wys wat sê Jesus, so hou hom nou net so 'n bietjie daarin. So ek wil nou eintlik vir jou sê, as jy nou hiervandaan af weggaan en jy leef elke dag iemand raak, soos 'n kind van die Here dit kan doen, dan kan jy verwag dat jy die beste jaar van jou lewe. Nou miskien is jy nou 'n bietjie teleurgesteld, jy het gesê dalk iets anders verwag. Hou net vas, jy gaan hoor wat Jesus sê. 'n Bekende teoloog het gesê, en dis ook op die skerm, jy kan hom vir ons gooi.
I don't know what your destiny will be, but this one thing I know, the only ones among you who will be really happy are those who have sought and fought how to serve others. Ek het dit al in my lewe gesien, die gelukkigste mense is nie die ouens met al die geld en wat baie suksesvol is nie. Hulle is baie keer baie ongelukkig. Die gelukkigste mense in hierdie lewe is mense wat ander mense raakleef. Wat lief is vir ander mense, wat waarde aan ander mense se lewens toevoeg. Daar lê ware geluk in. Maar kom ons praat oor Jesus, want vir die volgende daar's 52 Sondae in die jaar en ons gaan waarskynlik 100% elke Sondag oor Jesus praat en ek wil jou graag bietjie iets deel uit die evangelies. Jesus sê en dit is sy beste maatstaf vir ons disippelskap en vir 'n leefstyl. Jesus sê by verskeie geleentheid, dan nooi hy ons, dan sê hy, volg my. As jy Jesus volg, as ons hom volg, sy voorbeeld volg, sal dit met ons goed gaan. Maar daar's net een plek in die evangelies aangeteken, slegs een plek in die evangelies, wat Jesus sê, volg my, en hier is vir jou 'n voorbeeld. Nogal baie interessant. In Johannes 13, dis net nadat hy die disippels se voete gewas het. Johannes 13 vers 15, die enigste plek in die woord wat Jesus sê, volg my voorbeeld. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel. Daar's die example, doen dit so. En soos ek dit vir julle gedoen het, moet julle ook gaan doen. So Jesus het baie keer gesê, volg my, maar daar's net een keer wat hy sê, hier's vir jou 'n voorbeeld, kyk hoe ek dit gedoen het. En dis toe Jesus op sy knieë voor sy disippels met 'n skottel water is en hy was hulle voete. Jesus maak doelbewus tyd om mense te dien en hy sê, dis 'n goeie voorbeeld as julle hierdie voorbeeld doen. Ek wil hê julle moet hierdie voorbeeld doen. So kan jy jouself indink dat 2026 die beste jaar van jou lewe is of word, omdat jy die geheim, die Jesus geheim, die Jesus voorbeeld ontdek het, en dit is om in hierdie jaar mense te dien. Daar's nog 'n Bybelse voorbeeld. Jesus en sy disippels is in die boefretrek, en die disippels stry, hulle stry oor, wie sê, julle gaan nou die grootste in die koninkryk van die hemele wees, en hulle stry nog verder, hulle sê, wie dink julle, gaan die belangrikste ou wees wat langs Jesus sit? En Jesus kyk hierdie storie so en hy sien hulle is besig om hier baie horisontaal te dink. Hy moet hulle kry dat hulle denke verander. Kom ek lees dit vir jou. Lukas 22 vanaf vers 24 tot 27. Hy sê daar het onenigheid onder hulle ontstaan oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Maar Jesus sê vir hulle, by die nasies is dit so. Konings speel oor hulle baas en die wat gesag afdwing, laat hulle self weldoeners noem. Hulle gee vir hulle self titels. En dan kom dit by die kerngedagte in Jesus se gesprek. Dan sê hy vir hulle, maar by julle moet dit nie so wees. Inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees. En die een wat die leier is, soos die een wat dien. En dan vra Jesus die vraag, volgende slide. Nee, net die vorige een, die skrifgie. Ek gaan hom vir jou lees. Dan vra Jesus die vraag, wie is die belangrikste? Die een wat aan die tafel is, of die een wat bedien word? Tog hy wat aan tafel is, nie waar nie? En dan kom Jesus se voorbeeld, die koning van die konings, die meester, die heerser oor hemel en aarde, soewereine God. Dan antwoord hy, dan sê hy, maar ek is in julle kring soos die een wat dien. Is dit so pragtig, Jesus se voorbeeld. Jesus, ons koning, hy sê, ek is nie die een wat aansit nie, maar ek is die een wat kom en ek dien. Ek gee van myself. Nou as jy 'n gelowige volgeling van Jesus, die dien van mense begin verstaan, begin daar regtig iets in jou lewe wat alles gaan verander. En is baie groot wat die woord vanoggend vir ons sê, en ek hoop dit val op jou hart. Nou, die volgende slide wat hy gewys het, is net hierdie woorde, om te dien, moet ons tog bo status plaas. Dis baie belangriker om mense te dien. Kom ek lees vir jou wat Paulus geskryf het in Filippense 2 vers 3. Hy sê, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander.
Kan ek gou vir die Engelse weergawe gee? Dit was nogal vir my baie treffend. Hy sê in die 4de en 5de vers, instead of each person watching out for their own good, watch out for what is better for others. Adopt the attitude that was in Jesus Christ. Volg die voorbeeld van Jesus. Wat het Jesus gedoen? Hy het mense gedien. Is jy nog saam met my? Wonderlik, fantasties. Hier voor is 3. Hier 3 is voor. Met ander woorde, as jy mense gaan dien, en as jy begin om mense te dien, beteken dit dat ek so 'n bietjie van myself moet vergeet. Ai, dis moeilik. Want ons is mos maar baie ingestel op om vir myself om te gee en vir myself te sorg en my eie belange en wat moet ek regkry, wat moet ek in lyn kry sodat ek gelukkig is, sodat ek uitgesorteer is. Die regte ding moet in die plek wees vir my. En ons almal moet daarteen beklei. En ons almal ken ook maar iemand wat baie besorgd is oor hulle self, maar ons kan maar in die spieël ook gaan kyk, want dit is dikwels ons eie probleem. Om 2026, hierdie nuwe jaar, in te gaan met 'n gedagte van, wat kan ek doen? Wag, hoor gou, hier kom hy. As ek hierdie jaar ingaan met hierdie gedagte van, wat kan ek doen wat iemand anders se lewe beter kan maak? Wat kan ek doen wat waarde gee aan iemand anders se lewe? Of dat hulle makliker leef, of dat daar 'n oplossing vir hulle situasie kom. Dis daar maar 'n groot kop skuif. Want ek weet nie by wie van ons, as jy nou nuwejaarsvoorneme bladsytjies het jy nou ergens geskryf, ek wil iemand anders se lewe beter maak. Maar eintlik, volgens Jesus se voorbeeld, moet dit nou sommer heel bo aan staan. As jy jou lewe wil verander, as jy geluk en vrede wil smaak, wat doen jy om iemand anders se lewe beter te maak? Ek het 'n paar vriende op Facebook, ek dink is meer as 5. En dis nou net sosiale media, maar een van my vriende, en ek wil nou net gou in die kamera kyk, ek hoop hy luister vandag se preek. Hy maak toe 'n geweldige groot statement, en ek kan dit nou hier sê, want Facebook is mos nou maar vir almal. Hy maak 'n statement op Facebook, en hy skryf hierdie woorde, en ek sal dit aanhaal. Ek doen nie nuwejaarsvoornemens nie, hierdie is my lewensvoorneme. Ek sal myself nie langer in 'n posisie van ongerief plaas vir enige iemand anders se gerief nie. En hy sluit dit nogal heilig af, hy skryf Sela. Nou Sela beteken mos, staan stil en laat dit nou net so 'n bietjie insink. So hy skryf, ek sal myself nie langer in 'n posisie van ongerief plaas vir enige iemand anders se gerief nie, Sela. As ek Jesus se voorbeeld volg, of as ek Jesus se voorbeeld reg verstaan, die goddelike opdrag, die voorbeeld, plaas dit my, en nou wil ek groot woorde gebruik, plaas dit my onomwonde, oorgeset synde, desnieteenstaande, presies op 'n ander plek van, en ek haal aan wat ek geskryf het, ek sal myself in 'n posisie van ongerief plaas, tot voordeel van ander mense. Sela. Dit is baie moeilike woorde om te sê, so maklik om te skryf, en is selfs maklik om dit te preek, maar Jesus gee 'n voorbeeld, gaan op sy knie, dien ander, en Jesus sê vir hom, hierdie is nou baie nader, ek sal myself gee, al vat dit ongerief, sodat ek iemand anders se lewe beter kan maak. Gaan maar oor karakter, bo my eie gerief in my eie gemaak. So met ander woorde, ek sal die regte ding doen, al voel dit nie so lekker nie, al is dit nie so maklik nie. Onthou jy die barmhartige Samaritaan? Almal ken hom, né? Die barmhartige Samaritaan, so hy kom by hierdie ou wat verdood agtergelaat is, en hy laat homself baie ongerieflik, gee hy van homself. Dit was nie op sy dagboekbeplanning nie, sy foon het hom nie herinner, hy moet nou stop langs die pad nie, alles het teen sy eie tyd gewerk. Hier lê 'n man, hy versorg hom, hy versorg sy wonde, hy sorg dat hy gemaklik is, hy vat hom na die naaste Holiday Inn, hy boek hom in, hy betaal die rekening, en hy betaal vooruit, en laat weet, as daar nog ietsie kort, ek sal dit kom uitsorteer. Die barmhartige Samaritaan. Hy was gewillig om ongerief te verduur, terwille van iemand anders se menslikheid, terwille van iemand anders, dat hy beter kan, die ander persoon kan beter voel.
sien die sleutel en die nie so lekker realiteit is. As ons 2026 vir 'n goeie jaar wil maak en ons wil die voorbeeld van Jesus se styl volg, die eerste ding wat met jou gaan gebeur, is jy gereed vir hom? Jy gaan beslis ongerief teekom. Jy kan verseker wees dat as jy hierdie leefstyl gaan aanleer, gaan dit vir jou ongemaklik en ongerieflik raak. Onthou jy, daar was 'n priester en 'n leviet ook, 2 kerkmense. Hulle het ook verbygegaan. En hulle het so ver as moontlik verbygeloop. En ek dink daar's 'n rede, daar's 'n rede. Hulle het iets anders te gehad wat hulle moes doen. Hulle het 'n baie belangrike saak wat daar voor lê. As dit 'n ander dag en 'n ander tyd was, het hulle dalk nou gestop. Maar hulle kan nie vandag nie. Hulle sien hierdie ou daar en ek is ook seker omdat hulle goeie Christene was. Ek meen as 'n priester en as 'n leviet, is ek seker hulle het vir hom gebid. Het ek nou geknipoog? Nee, ek's doodseker. Here, help hom asseblief. Here, stuur asseblief iemand wat vir hom sal sorg. Partykeer wonder ek of ons nie maar bietjie moet, ek gaan nooit sê jy moet ophou bid nie, die Bybel sê ons moet almekaar bid. Maar dalk moet jy meer doen wanneer dit nodig is. Ek hoor nou die dag, ek's in 'n gesprek waar 'n vrou sê, ek het daai vrou so jammer gekry, ek het amper vir haar 'n sak meel gekoop. Here, help asseblief dat iemand vir haar 'n sak meel koop. Sien dit vat nie die sak meel na haar. Soms moet ons dalk net so 'n bietjie stil bly en meer doen. As dit die jaar is wat jy besluit vir die beste jaar van jou lewe nog en jy wil dien en jy wil Jesus se voorbeeld volg van dien, ander mense waardigheid gee, ander mense se lewens verander, kan ek jou waarborg, daar gaan tye wees wat dit vir jou baie ongerieflik gaan wees. Want dit pas, het jy al agtergekom, as iemand jou nodig het, dis nooit 'n goeie tyd nie. Ons is nou net, nee man, ons is nou net op pad. Ons sit nou net aan tafel. Jy kan nie nou kom nie. Dit is nie op volgens beplanning nie. Jy moet regtig jouself 'n bietjie ongerief aandoen om iemand anders se lewe beter te maak. Jesus was baie duidelik daaroor. Nou as ek hierdie woorde sê, is dit so 'n bietjie tong in die kies, want dis iets om oor te seela, om oor stil te sit en na te dink en laat dit insink. Jesus sê, as jy jou lewe wil red, dan moet jy dit verloor. Jesus sê, as jy jouself verneder, sal jy verhoog word. Hy sê, as jy die grootste wil wees, moet jy die minste wees. As jy eerste wil wees, moet jy eers laaste wees. As jy wil leef, moet jy sterf. Baie duidelik, nou Jesus maak dit baie duidelik. Sit ons in elke situasie bo myself. Ons, my familie, ons, my geloofsfamilie, ons, my mense by die werk, ons, my naaste, sit dit bo myself. Kom ek lees vir ons 'n bietjie meer oor die gedeelte waar Jesus die disippels se voete was. Johannes 13, 3 vers 5. Klein Stefan, waar is hy? Sê vir hom, hierdie preek is ook amper klaar. Johannes 13 vers 3 tot 5. Hy sê, Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God toe teruggaan. Jesus het presies geweet wie hy is. En toe het hy van die tafel af opgestaan. En vanoggend het ons ook nagmaal. En hy het sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. En daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was. En dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Wat vir my so uitstaan in hierdie gedeelte is, dis Jesus se moeilikste uur wat vir hom voorlê. Hy gaan hierna gaan hy ly, hy gaan gemartel word, hy gaan mishandel word, hy gaan lyding deurgaan, dis sy kritiekste tyd. En in hierdie oomblik, in hierdie ongerieflikste oomblik, in hierdie moeilikste oomblik, kies Jesus om mense te dien. En hy vat 'n skottel water en hy was hulle voete. Die evangelies, net so 'n bietjie interessant, het slegs 2 verwysings na 'n skottel water, waterskottel bediening, as ek dit nou so mag noem. Dis dan nou hierdie een, en dan is die ander een, onthou jy vir Pilatus, Pontius Pilatus, die mense skreeu, kruisig Jesus, kruisig hom, en Pilatus sê, maar ek vind net niks fout met hierdie man nie, en dan vra hy vir 'n skottel water, en dan kom die skottel water, en dan was hy sy hande, en dan
was hy dit in ons skuld. En Pilatus, hy vat 'n skottel water en hy plaas homself eerste. En hy kry vir homself so escape route. Ek was my hande, ek gaan nou nie, hierdie is nie vir my nie. Ek sien deel hiervan nie, dis, Jesus doen die teenoorgestelde. Hy bring die skottel water, en hy dien, en hy plaas ander eerste. En dis presies die verskil hoe 'n gelowige volgeling van Jesus Christus dink teenoor iemand wat vir homself leef. Totaal verskillend van die wêreld. En terwyl ek daaraan dink, Jesus wat hier in 'n dienposisie gaan, want hierdie het my ook baie gehelp, want my boodskap en my voorbereiding het my hierdie week nogal baie getoets. Terwyl Jesus voorberei om hulle voete te was, en terwyl hy dit doen, Christus weet mos als, weet hy dat hy besig is om iemand se voete te was, wat hom gaan verraai. Hy weet dat hy besig is om iemand se voete te was, wat oor hom gaan jok, wat hom gaan verloon. Hy weet dat almal se voete wat hy nou was, die wat hy nou dien, die wat hy voorgee, gaan in sy donkerste uur nie daar wees vir hom. En wat doen hy? Hy dien. Hy dien, en dan kom hy, en jy moet dit nooit vergeet nie, enigste plek waar Jesus sê, volg die voorbeeld. Jy het dit gehoor, is die enigste plek waar Jesus sê, hier's vir julle 'n voorbeeld. Gaan dien. Ok, miskien teken jy aan, ek gaan dien, Here, maar net nie vir daai ou nie. Want het jy gehoor wat het hy al oor my gesê? Ja, Jesus sê, ok, hier's 'n voorbeeld. Ek gaan julle wys. Ons kan 2026 beter doen. Dit kan ons beste jaar wees as ons begin dien. Nou, vriende, dit kan jou dalk nou so 'n bietjie ontmoedig, want jy het nou gehoop, jy kom nou ietsie wat vir jou regtig gaan sê, 2026 is die beste jaar, jy moet net hierdie ding doen, maar dis glad nie wat jy wou hoor nie. Nou hoor jy die woord van die Here Jesus se voorbeeld, jy moet ander mense dien. Maar ek gaan dit gou-gou vir jou so inkleer, in die mooiste kleur wat die Bybel, wat die woord doen, dat dit jou hele lewe gaan ophelder. So ek wil jou so 'n bietjie bemoedig, en dit is baie kosbaar. As ons ander mense dien, hier is die groot sin, gaan nou verduidelik. As ons ander mense dien, dan dien ons eintlik Jesus self. En jy weet wat ek nou bedoel by dien, waarde tot hulle lewe voeg, vir hulle aanmoedig, bemoedig, vir hulle iets doen. As ons dit vir ander mense doen, doen ons dit eintlik vir Jesus self. Ek gaan nou daaroor praat. Kom ons lees gou-gou. Laaste gedeelte wat ons gaan lees, Matteus 25 vanaf vers 35, en Jesus is aan die woord. Hy sê, want ek was honger, en julle het vir my iets gegee om te eet. Ek was dors, en julle het vir my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere, en julle het vir my klere gegee. Siek, en julle het my verpleeg. In die tronk, en julle het my besoek. En dan gaan die mense nou wat daar was, het gevra, waarvan praat hy? Kom ons gaan aan, hy sê, dan sal die wat die wil van God gedoen het, hom vra, Here, wanneer het ons die honger gesien en die gevoed, of dors en iets gegee om te drink, en wanneer het ons die 'n vreemdeling gesien en die gehuisves, sonder klere en vir die klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En dan sal die koning antwoord, dit verseker ek vir julle. Julle moet hierdie baie mooi hoor, dit staan in die Bybel, net so. Dit verseker ek vir julle. Vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Jesus sit soveel waarde aan mense, dat wanneer ons hulle dien, dan vat Jesus dit persoonlik. Jesus, gaan dit weer sê, sit soveel waarde aan mense, dat wanneer ons hulle dien, vat Jesus dit persoonlik. Nou, as hierdie nou nie al jou nuwejaarsvoornemens in heroorweging bring nie, dis net absoluut ongelooflik. Jesus vat dit persoonlik. Alles wat julle vir mense doen julle eintlik vir my. So as jy nou vanoggend na my toe sou kom, en dis vir my dan 'n baie maklike vraagie, of 'n baie maklike manier om jou te antwoord, as jy vir my sou sê, ek voel so ver van God, dan wil ek vir jou amper vra, hoe ver lewe jy van die mense rondom jou? Ek
kry dit nie reg om met God te connect nie. Wat moet ek doen? Die antwoord is eintlik baie eenvoudig, dis maklik. Gaan dien mense. Jy gaan baie gou geconnect raak met God. Want elke keer wanneer jy iemand dien, doen jy dit vir Christus. Jesus self het dit gesê. So, nou, en hier is 'n baie eenvoudige vraag, hoe graag sou jy iets vir Jesus wou doen? Is 'n groot vraag. Hoe graag sou jy iets vir Jesus wou doen? Hoe graag sou jy vir hom wil kos gee? Ek het al baie daaroor gedink. En ek wonder wat sal ek vir hom voorberei. Maar is baie eenvoudig. Wat kan ek vir jou voorberei? My sellies daaroor. Wat as ek vir iemand kos gee, dan sê Jesus dis asof jy dit vir my doen. Hoe graag sal ek hom nie wil versorg nie? Ek moet net iemand versorg. Hoe graag sal ek nie sy situasie wil beter word? Ek moet dit met iemand doen. Hoe graag sal ek hom ou drukkie wil gee wanneer hy moedeloos of sy moedeloos is? Ek kan. Jesus vat dit persoonlik. As ek dit vir iemand doen, het ek dit vir Jesus. Dis awesome, kan ek sê awesome, né? Jy is 'n paar tieners. Dis amazing. As ek dit vir jou doen, soos dit vir mekaar doen ek dit vir Jesus. Elke keer wat jy dit aan iemand doen, wat jy iemand dien jy Jesus. Dit moet eintlik maak dat ons hier uithardloop en met ons groot hartbegeerte gaan. Ek wil iemand se lewe vandag beïnvloed. Ek moet vandag in iemand se lewe raakleef. Ek moet vandag by iemand 'n verskil maak, want ek wil vandag dit vir Jesus doen. So, weet jy waaraan kan jy die sukses in jou geloofslewe meet? Vra jouself, hoeveel waarde voeg jy by tot ander mense, medegelowiges, die huis van die gelowiges, hoeveel waarde tot jou naaste, hoeveel waarde voeg jy tot ander mense se lewe by? Ek het in Centurion se gemeente, ons vorige gemeente, het ek 'n lekker kantoor daar by die kerk gehad, en een dag hier vroeg in my bediening daar, sê die sekretaresse, daar is 'n dame wat my wil sien. Ek het geen idee, gewoonlik weet ek gaan nou bid vir siekte, of ons gaan net bietjie gesels, of bedien, ek het geen idee waaroor dit gaan nie, en die vrou kom sit voor my, gee my kortliks maar net wie haar naam is, en sy sê, sy het maar net by die Here gehoor, sy wil my bedien, en dis baie weird, dis baie vreemd, en ek verstaan nie eintlik wat gebeur nie, maar sy het 'n mooi gesprek, en sy gee vir my 'n skrif uit die woord, en sy bid vir my, en sy sê, is dit reg, kan ek jou maar dien? En ons praat nie van God dien en 'n mens dien nie, ek praat van bid dien, né? Julle verstaan wat ek bedoel. En ek sê, toe maar, goed, dit is great. En vir die volgende 2 jaar, elke donderdagoggend 10:00 is sy daar, by my kantoor. Bid sy vir my, bedien sy my, sy het vir my nagmaal bedien, sy het versorg as daar behoefte was, het sy gegee, sy het gedra. Ek vind uit in die proses, sy het omtrent 11 kinders groot gemaak, wat nie almal haar kinders is nie. Sy het 'n besige lewe, baie betrokke by klomp organisasies. Sy maak elke week ongerief van haar lewe vir haarself, om te sê, ek wil iemand anders dien. Dit het vir my gevoel, ek moet van voor af weer tot bekering kom. Dat iemand tyd kan eenkant sit, om iemand anders se lewe so te beïnvloed. Vandag is sy die CEO van 'n baie groot maatskappy, en sy sit daar in haar hoekkantoor met glasvensters, en sy het my bedien. Dit het my ontsettend nederig gemaak. Die oomblik wat ons begin om ander te dien, verander ons eie lewe. Dis 'n groot challenge, 'n groot uitdaging. 2026 kan vir jou wonderlike nuwe jaar wees, maar dit gaan vra dat jy 'n besluit moet maak, want dit gaan nie van self gebeur nie. Soos enige nuwejaarsvoorneme, is dit iets wat jy sal moet besluit. Goed, ek hoor wat Jesus sê, en ek hoor wat sy voorbeeld is. Dit gaan 'n ingesteldheid wees. Dit gaan 'n kwessie wees van, dit moet in jou dagboek wees. Wie se lewe het ek vandag verander? Want eintlik, as gelowiges, as volgelinge van Christus, beteken dit nou mos elke dag moet ons iemand dien, of hulle lewe vir hulle beter maak. As jy dit elke dag kan doen vir 2026, en jy kan, dan sal jou lewe ongelooflik wonderlik wees,
is die belofte van Jesus. Iemand kom die afgelope tyd na my toe en sê, ek is nou nie so baie happy oor wat jy nou gepreek het oor die doop nie, en my so 'n bietjie ongemaklik gemaak. En my antwoord is baie eenvoudig, en ek hoef nie eens te verduidelik nie. Dis nie ek wat al daai goed gesê het nie, dis die woord. Jesus het dit gesê, het staan in sy woord. Dis wat Jesus gedoen het, dis wat daar staan. Ek hoef nie eens te verduidelik. En miskien kom iemand na vandag se boodskap na my toe en sê, luister, ek is nie baie gemaklik oor hierdie ding van voete was en ander mense dien nie. Ek is niemand se dienaar nie. Jy moet my nou mooi hoor, ek gaan niemand dien of iemand se bediende nie. Dan wil ek nou vir jou sê, die antwoord is eintlik baie maklik. Dis Jesus wat dit gesê het, dit staan in sy woord, hy het die voorbeeld. Is nie ek nie, dis Jesus wat dit gesê het. Miskien sit jy en dink, en jy wil my na die tyd sê, luister, ek gaan nie my lewe ongerieflik maak. Ek maak dit my lewensstandaard, my lewensvoorneme. Ek gaan nie ongerief deurgaan vir ander mense se gerief nie. Dan wil ek vir jou sê, sorry, jy sit die pot mis. Jy mis die punt. Klink baie beter van die voorhoog af. Sê ek wat so sê nie, Jesus, dis sy voorbeeld. Partykeer is die antwoord reg voor ons. Partykeer is die oplossing vir ons eie harte gemoed reg voor ons. So, laas week bel Rita se sussie en sy sê vir haar, luister, dis nou lank genoeg, ek mis jou te veel, sy bly in Mosselbaai, julle moet vir Mosselbaai en omgewing, die hele Oeverberg bid, né? Daar's van ons mense wat doen ook, hulle het vandag deurgery met nog pype en goeders, soos wonderlik hierdie gemeente doen ook. En haar sussie sê, nee, ek koop vir jou vliegtuigkaartjie, jy los jou man by die huis? Ja, ek was alleen by die huis, dis baie erg, alles het stil gestaan. Maar jy kom vir my kuier, en sê natuurlik, gaan geniet dit, gaan kuier bietjie by jou sussie, en dan kom ek nou by my punt uit. Partykeer is die antwoord reg voor ons, partykeer is die oplossing daar by ons. Rita vlieg nie baie, of bitter min alleen, en hierdie keer vlieg sy toe nou alleen in 'n redery wat ons nou nie eintlik ken nie. Toe sy nou letterlik daai landing daar in George doen, toe het sy agtergekom, al die snacks en die kossies is verniet. En sy, want nou haar handsak is te ver weg, en daar is nou nie naby haar change nie, so sy mis toe nou al die ou koeldrankies en die snackies, want sy dink het kos iets. Toe sy nou terugkom, het sy waarskynlik die beste toebroodjie van haar hele lewe nog ooit geëet, want sy toe nou geweet is verniet. Het gaan iets van jou vra. Jesus het die tafel gebruik, hierdie geleentheid, voor sy donkerste uur. En hy het gesê, ek gaan dien. En hulle almal, ons weet dit nou, hulle almal gaan my verraai, hulle almal gaan wegwees, maar ek gaan hulle dien. Want Jesus ag mense so belangrik, dat hy dit persoonlik beskou. En so vir elkeen van ons. Vriende, ek gaan die nagmaalspan vra om vorentoe te kom. In ons eie gemeente, dis vir my altyd goed dat ons van ons eie geloofsfamilie praat. In ons eie geloofsfamilie is daar groot behoefte. Daar's baie siek, daar's baie seer. Hier is mense wat nie weet waar hulle volgende maand gaan bly nie. Hier's mense wat finansiëel baie swaar kry. Weet jy waar lê die antwoord? Nie by die priester en die leviet wat ver verbyloop en 'n bietjie gaan bid nie, maar by die mense wat gaan stil staan en gaan doen. Jesus het gesê, ek gee my hele lewe vir jou. My liggaam word verbrysel vir my en jou, sodat ons 'n nuwe lewe kan hê. Sy bloed stort uit, sodat ons vergewe kan word van al ons oortreding. Kom maak hy ons rein. In die nag wat Jesus verraai het hy die brood geneem en hy het dit gebreek en hy het gesê, dis my liggaam. En hy nooi ons elkeen om daarvan te eet, sodat ons ook deel daarvan kan hê. En ek nooi vandag elkeen, moet dit nie mis nie. Begin hierdie jaar, 11 Januarie, is nog steeds daar een betrokke. Begin by 11 Januarie en sê, in die begin het God, ek wil hy moet deel wees van my. Immanuel, God met ons, neem van sy liggaam, eet dit, maak dit deel van jou. As die beker verbykom, die houers met die wyn,
net gou, luister gou mooi as jy nie gehoor het, of my hoor nie, in die middel is die wyn, en reg in die ronde is die sap. Waar is Louise? Is ek reg? Die buitekant het druiwesap, die binnenkant het wyn. Jesus sê, as jy daarvan drink, en jy gaan dit voel as dit so afgaan in jou ligpype in, of jou slukdarm. Dit moet in jou slukdarm. Word hy deel van jou. Soos deel van 'n nuwe verbond. Soos sy eiendom. En hy het gesê, dan moet ons onthou om te dink wat hy gedoen het. Dink dan sommer aan die voorbeeld ook. Elke nagmaal hierdie jaar, 12 van hulle. Dink aan die voorbeeld wat Jesus by die tafel gedoen het, dat ons mense moet dien. En dan moet julle onthou, hy kom weer om ons te kom haal. Kom ek bid vir ons. Wonderlike Hemelse Vader, baie dankie vir 'n heilige oomblik soos hierdie. Dankie dat U enigste seun gegee het, omdat U so lief is vir ons, omdat U so lief is vir mense, omdat U so lief is vir die hele wêreld, dat U nie wil hê dat een van ons verlore moet gaan. Dankie dat ons deel van hierdie tafel kan hê vandag. En mag elkeen die waarde van U opdrag, van U voorbeeld, vandag saam met hulle neem, sodat Jesus verheerlik word. Ek dank U daarvoor. Amen. Vriende, hulle gaan vir U bedien, en hoor gou, ek vra vir U kan sommer alreeds U nagmaal gebruik, op jou eie tyd. Praat met die Here oor hierdie groot voorbeeld wat hy vir ons gee het. U kan nagmaal gebruik, soos dit verby U kom. Hulle gaan ons bedien met 'n pragtige lied van die Heilige Gees, waar julle kan vir ons bedien met hom, wanneer julle klaar is. Baie dankie. Let it blow over me. There's a rain upon, showers from above. Mercy drops
U kan vir my die houertjies hier na die middel van die gange toe stuur. Daar spanne wat dit gou sal opneem. Ek wil gou 'n laaste ding vir u sê voordat ek u groet. Baie keer in ons lewe dan kan ons optel in ons verhouding met mense by die werk, vriendskap, familie, dat daardie persoon het iemand nodig. Hy's eensaam of hy lyk depressief of daar's iets wat druk, iets wat pla. Mense stel dit op want ons het mos die gees van die Here in ons. En dan word ons soort van 'n brug of ons moet aanmeld. Sê Here, ek wil hier staan dat hierdie ou help dat hy van sy eensaam by 'n plek kan uitkom wat hy weet hy's nie alleen nie. Dat hy van sy swaar kan besef hy is daar. Dat hy of sy van sy siekte af kan agterkom. Daar's mense wat ondersteun en versorg. Nou die probleem met 'n brug is, mense loop oor 'n brug. Hulle trap op hom. So dis baie moeilik om vandag te sê, Here, ek teken aan, maar ek kan vir jou waarborg, jy gaan so 'n bietjie oorgeloop word. Jy gaan so 'n bietjie opgetrap word. Maar staan in, want ons het God se gees saam met ons. Ons hoef nie uit ons eie krag uit te doen nie, ons kan nie dit uit ons eie krag uit doen. Imagine, God rig harmonie gemeente op om al die ander mense se lewens beter te maak. En ons word 'n baken van hoop vir ander mense dat die Here gaan sommer dadelik vir ons nog groter plek gee. Want ons maak 'n groot verskil. Ons volg die voorbeeld van Jesus. Ons moet 'n gemeente in beweging wees. Ons moet 'n gemeente wees wat iemand raakleef. So, ek wil net dit van jou vra. Gaan skryf dit ergens neer of sit dit op jou foon. Anders dan gaan dit nie gebeur nie. In jou oggendprogram. Here, waar in wie se lewe het U my vandag nodig? En vra vir jou vrou, hier teen die einde van die aand, vra vir jouself, het ek vandag iemand raak geleef? Het ek vandag Jesus se liefde vir iemand gewys? Het ek regtig waarde tot iemand se lewe vandag gevoeg? En jy gaan 'n goeie jaar waarborg deur God se woord. Dis ons eerste Sondag. Ek voel ons moet 'n slotlied sing. Maar wat gaan ons sing? Mag jy nou sê? Ek is mos nou die ou boere oomie wat niks meer hare het nie. Kan ek vra vir hy is my leidsman? Ja, verseker. Nee, net want hulle sing hom lekker hard Sing saam. hom baie lekker hard. Kom ons staan, ons sing 'n slotlied saam en dan stuur ek die huis toe in vrede. Dankie Lisa. Ja, ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde in liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Want hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is hier. En selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly die wat bedruk is, laat hy weer lag. Vir
sy genade, liefde en trou, sal hy sy kinders ewig behou. Want hy is my leidsman, hy laat my leer, hy is oorwinnaar, hy is die Heer, selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Sal hy vergewe, hy bly getrou. Kosbare vriende, gaan in die vrede en die liefde en die gesindheid en in die voorbeeld van Jesus. Gaan dien deur God die Vader wat jou liefhet en sy kosbare seun wat in jou woon en wat vir jou sê ek los jou nie alleen nie, ek gee vir jou my gees om saam met jou te gaan. Gaan dien. Mag die Here u baie ryklik seën. Amen.